Liefste SA gemeente, dit is fantasties om weer te kan saamwees vandag. Dankie vir jou en dat jy inskakel en deel vorm van die nommer 1 netwerk in jou lewe. Ons is op pad Kersfees toe en ek het gedink in die opbou na hierdie Kersverhaal om Jesus se ma so bietjie beter te leer ken en by haar voete te sit vir 'n oomblik en te sien hoe sy iets nuuts begin het uit letterlik niks uit nie. So daar's 2 weergawe van hierdie Kersverhaal in die antieke wêreld, en dis al. Jesus het nie oor sy geboorte gepraat nie. Paulus en geen van die skrywers van die Nuwe Testament of die eerste Jesus-beweging het Jesus se geboorte as vreeslik noemenswaardig beskou nie. Die evangelieskrywer Johannes slaan dit heeltemal oor en Markus noem dit nie eens nie. So, in die Jesus Kersfees tradisie is die enigste 2 weergawes uit die evangelie van Matteus en die evangelie van Lukas. Die evangelie van Matteus bevat so ongeveer 32 verse en Lukas omtrent so 133 verse oor dit. Nie dat ons tel nie. Dis die hele Kerstradisie, wat al 2000 jaar oorleef. Plaaslik gesien was Jesus se geboorte nie iets waarop werklik gefokus is nie. En binne hierdie tradisie is daar net 2 verskillende weergawes daarvan, en dis dit. Interessant, nie waar nie? Nou waarom dan, as dit nie 'n groot saak was nie, het Lukas en Matteus tog 'n bietjie detail en storie oor Jesus se geboorte ingesluit. Die antieke wêreld, as iemand belangrik was en die wêreld op een of ander manier herskep het, as iemand 'n oorwinnaar of 'n invloedryk was, het hulle gewoonlik 'n unieke geboortestorie gehad. Dit was redelik algemeen 2000 jaar gelede in hierdie Middellandse See gebied gewees. So as jy wou beweer dat 'n persoon belangrik en noemenswaardig is, dat hulle iets monumentaal gedoen het of nuwe insigte oor menswees gebied het, moes hulle 'n spesiale geboortestorie hê. Anders, in die antieke wêreld sou mens dink, ag nee wat, dit werk nie so nie. Daar moet iets besonders wees. Alexander die Grote, kom ons noem hom AIG, het 'n munt laat slaan met hom daarop. Alexander die Grote het die wêreld verower so rondom 323 voor Christus en hy het munte laat slaan met sy gesig en horings van Zeus wat voorstel, want dit was vir hom belangrik om die boodskap uit te dra dat hy die seun van Zeus was, die seun van God. Hoe anders sou hy hierdie goddelike mag hê om die wêreld te verower? En munte was soos die X of die Twitter van daardie tyd. Dit is hoe jy mense laat weet het, jy is in beheer. Nou die meeste groot leiers sou munte laat slaan en propaganda versprei of liedere oor hulle laat skryf om die storie te versterk dat hulle geboorte uniek was, wat hulle uitsonder as oorwinnaars, bevryders of goddelike leiers. Julius Caesar het byvoorbeeld uit 'n reeks munte laat slaan, 'n Caesar munt met Venus aan die een kant, want dit was sentraal tot die storie van Julius Caesar, so 50 jaar voor Christus se geboorte, dat mense moes weet, hy het goddelike hulp gehad en dat hy 'n afstammeling van die godin Venus was. So, as jy 'n storie in die antieke nabye Ooste of hierdie Middellandse Seegebied vertel en jy probeer mense oortuig dat iemand belangrik is, sal jy waarskynlik 'n geboortestorie insluit, want baie mense sou nie eens luister as daar nie 'n interessante geboortestorie was nie. En die detail van so 'n geboortestorie soos Alexander die Grote wat van Zeus afstam, dui op sy mag en oorwinning. Die geboorteverhale bevat dus leidrade oor die aard van daardie persoon se heerskappy. Met daardie agtergrond in een van die 2 weergawes wat ons van die Kersverhaal het, die evangelie van Lukas, lees ons, God het die engel Gabriël gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Nou wanneer ons lees van Nasaret, 'n dorp in Galilea, is dit belangrik om te verstaan dat hierdie dorpie in Galilea was in 'n land genaamd Israel, ook bekend as Palestina. En ek weet, dit is nou moeilik vir jou om dit vandag te verbeel, maar op daardie tydstip 2000 jaar gelede was dit 'n baie polities onstuimige plek. Niks verder nie. Om jou 'n idee te gee van hoe polities onstuimig hierdie spesifieke smalstrook land was, hier is 'n paar datums. 722 voor Christus het die Assiriërs hierdie gebied verower. 597 die Babiloniërs, 538 die Perse, 332 die Grieke en in 198 die Seleukide en uiteindelik in 63 het Pompeius en die Romeine gekom. Elke groot wêreldmilitêre supermag het oor hierdie smalstrook land gemarseer in die afgelope 700 jaar en
almal in sig verower. Hierdie smalstrookland was letterlik tussen Asië in die ooste, Europa in die noorde en Afrika in die suide. Enige een wat deur die wêreld gereis het, sou deur hierdie smalstrookland beweeg het. So wanneer Lukas jou 'n storie vertel oor 'n maagd met die naam Maria, woon sy onder 'n klein gemarginaliseerde groep Jode wat deur een ryk en koninkryk na die ander verower is in hulle geskiedenis. So, om jou 'n idee te gee van hoe dit was toe die Romeine hierdie stukkie grond binnengedring het, lees ons bietjie Josefus. Nou, Josefus was die eerste eeuse storieverteller en geskiedkundige in sy boek Oorlog 4, hoofstuk 9, vers 1. Ek weet julle ken dit uit julle kop uit, maar kom ons hersien dit net gou terwille van duidelikheid, klas. Dit is 'n klassieke voorbeeld van wat gebeur het toe die Romeine hierdie gebied binnengedring het. Hy skryf, Vespasian, die Romeinse generaal, het Lucius Annius na Gyrsa gestuur, 'n klein dorpie net oor die see van Galilea, waar Maria sou groot geword het. Hy het 1000 jong manne doodgemaak, hy het hulle gesinne gevange geneem en sy soldate toegelaat om hulle van hulle besittings te beroof. En daarna het hy hulle huise aan die brand gesteek en is hy na die aangrensende dorpe, terwyl die magtiges gevlug het, is hierdie swakkeres vernietig, en wat oorgebly het, is tot op die grond afgebrand. Daar's dus hierdie eerste eeuse verslae toe die Romeine gekom het hulle almal doodgemaak, die magtiges het gevlug, andersins is die huise en ganse dorpe eenvoudig afgebrand. Daar was selfs 'n oomblik toe die Romeine die tempelarea binnengedring het, die sentrale godsdienstige ruimte van Maria se mense. En weer eens teken Josefus, hierdie belangrike historikus, aan wat gebeur het toe 'n groep soldate uit spatte geraak het. In die tempelarea was daar oral slagtings en mense wat vlug. Die meeste van die slagoffers was wreedsame burgers, swak en ongewapen. Hulle is vermoor op die plek waar hulle gevang is. Rondom die altaar, die mees heilige plek, het hope liggame hoër en hoër opgestapel, terwyl daar van die trappe van die heiligdom af 'n stroom bloed gevloei het en die liggame van diegene wat bo vermoor is, het ondertoe gegly. Oh my soul, welkom by die pragtige verhaal van Kersfees, vriende. So wanneer Lukas sê, Maria het van 'n dorpie genaamd Nasaret in Galilea gekom, wat in 'n land genaamd Israel was, praat hy van 'n jong vrou, wat van 'n spesifieke stukkie grond afkomstig was, wat oor en oor deur geweld onderdruk, getuister en vernietig is, soos dit in enige rekord opgeteken kan word. So kom ons gaan terug na die storie. Die engel het na Maria gegaan en gesê, gegroet is jy wat hoogs begenadig is, die Here is met jou. Maria was baie ontstel oor die engelse woorde, daai woorde, en het gewonder, wat vir 'n groet is dit hierdie? Ja, in die antieke wêreld, as jy hoogs begenadig en gekies is, was dit waarvoor? Om te lei? Om in die stryd te tree? Korrek. Om iets dapper en moedig aan te pak. Wat sou dit in hierdie streek op hierdie tyd beteken het? Ek neem aan dit sou beteken het, jy sou waarskynlik dood opeindig. Dit maak sin dat sy ontsteld is oor hierdie engelse woorde. Maar die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, jy het genade by God gevind, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Jesus noem, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, wat natuurlik 'n Romeinse term vir die keisers was. En die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal oor die huis van Jakob regeer tot in ewigheid. Sy koninkryk sal nooit eindig nie. Oor die algemeen in hierdie wêreld op hierdie tyd, wanneer 'n vrou se liggaam gereed was om kinders te hê, is sy getroud. En die algemene skatting is dat Maria, omdat sy verloof is, waarskynlik 13 of 14 jaar oud sou gewees het. Die lewensverwagting op hierdie tyd was omtrent so 35 tot 40, baie geweld. So Jesus sterf eintlik as 'n ouerige man teen 33. Jy's in die laaste dae van jou lewe. So Jesus is 'n ouer man in daardie kultuur, wat die wysheid van iemand wat lank geleef het, uitdeel. So jy het wat? 'n 13, 14-jarige meisie wat vertel word, jy het God se genade gevind, jy gaan 'n baba hê en daardie baba sal 'n koninkryk hê, wat nooit sal eindig nie? Hoe kan dit wees? Vra Maria vir die engel. Ek is mos nog 'n maagd. Sy's 'n praktiese, goeie Joodse meisie, en sy wonder, ja, maar daar's 'n paar besonderhede waarmee ek nie so heeltemal met jou is nie, hoe gaan hierdie ding nou presies werk? Maria is 'n Griekse vertaling van die Hebreëse naam Miriam, wat ook gespel kan word as Mariam,
met 2 M's en 'n I en 'n R. So Maria, Miriam, Mariam, hierdie naam het 'n geskiedenis. Interessante vraag. Hoekom is sy Maria genoem? Was daar ander Marias? En wat weet ons uit die geskiedenis van die naam Maria? En skets dit dalk 'n breër prentjie van wie Maria was? Want sy was 'n goeie Joodse meisie. Sy het waarskynlik goeie Joodse ouers gehad wat vir haar 'n goeie Joodse naam sou gee, wat die erfenis en afkoms van haar volk sou voordra. Daar was 2 beroemde Marias wat Maria se ouers sou geken het en wat soort van legendaries was. Miskien is Maria na een van hierdie 2 Marias vernoem. Wel, kom ons kyk na die betekenis van die naam. Maar voordat ons dit doen, wil ek oor 2 baie beroemde Marias praat wat in Maria se tradisie voorkom en dalk 'n bietjie diepte aan haar naam gee. Eerstens, daar was 'n Maria of 'n Miriam wat die suster van Moses was. In die Torah lees ons van haar in Eksodus, maar die Israeliete het droogvoets deur die see gegaan. Hier het ons slawe wat bevry is. Dit is soos die groot openingsverhaal van die Hebreëse volk. Hulle is slawe in Egipte en hulle God, die God van die onderdruktes, die God wat die gekerm van die slawe hoor, gryp in Egipte in en red hulle uit genade en barmhartigheid. Hulle stap deur die see op droë grond soos die storie lei. En toe neem Miriam, die profeet en die suster van Aaron en Moses, 'n tamboerijn in haar hand en al die vroue volg haar met tamboeryne en dans. Miriam sing vir hulle. Nou ons, Maria, Jesus se ma, sou in 'n tradisie groot geword het wat hierdie storie gereeld in die lees van die Torah vertel het. Hierdie storie sou oor Miriam gegaan het wat deelgeneem het aan die groot bevryding. In Maria se geskiedenis was haar volk vroeër deur 'n vreemde mag onderdruk en deur hulle God bevry. Geslagte later word hulle weer deur 'n vreemde mag onderdruk. Kan jy sien hoe die naam Miriam dalk polities en geestelik kragtig sou wees? Dit het dalk gesuggereer dat God hulle weer sou kon bevry. Hierdie beeld van Miriam wat op die oewer dans en almal in sang lei, maak van haar die uiteindelike musiekleier van die revolusie en weerstand. Sy verteenwoordig vreugde, vryheid en bevryding van slawerny. In Numeri lees ons, in die eerste maand het die hele Israelitiese gemeenskap in die woestyn van Sin aangekom en by Kades gebly. Daar het Miriam gesterf en is sy begrawe. Nou hierdie naam Miriam of Maria sou dus 'n massiewe held in Maria se tradisie gewees het, as die musiekleier van die revolusie en bevryding, maar sy sterf ook. En die ding van die woestyn van Sin is dat dit nie die beloofde land is nie. Sy was saam met 'n groep slawe wat rondswerf en probeer om die beloofde land te bereik, maar sy kom uiteindelik nie daaraan nie. Sy sterf kort van die doelwit. So Miriam dra hierdie vreugdevolle vryheid, maar ook die pyn van om nie jou drome te sien waar word nie. Hierdie elemente sou rondom haar naam gesweef het. Dan is daar nog 'n beroemde Miriam, Maria, wat baie nader aan Maria se tyd geleef het. Om jou van hierdie Maria te vertel, moet ons teruggaan na ons geskiedenis. In 722 voor Christus kom die Assiriërs, toe die Babiloniërs, toe die Perse, toe die Grieke, en dan weet jy die Seleukide wat die Ptolemeërs verslaan het, wat in elk geval 'n lastige volkie was. Nou die Seleukide het 'n leier gehad met die naam Antiochus Epiphanes en hy wou basies die hele wêreld Grieks maak. Hy het agtergekom dat hierdie Joodse mense in 'n deel van sy ryk weerstand gebied het teen die idee om Grieks te word. Hy het dit dus al hoe meer onwettig gemaak om Joods te wees. Hy was genadeloos en het uiteindelik hulle tempel vernietig. Antiochus Epiphanes was brutaal. 'n Groep Joodse rebelle genaamd die Makabeërs het in 167 teen hierdie wêreldmilitêre supermag in opstand gekom en die Makabeërs het gewen, gelukkig. Hulle het hulle land bevry en toe hulle die tempel herwin, was daar net 'n bietjie olie oor. Maar dit het die lampe vir 'n buitengewone lang tyd aan die brand gehou, wat gelei het tot die Hanukkah-viering. So die Makabeërs het basies die Makabeë revolusie gelei. Uit die Makabeërs het daar 'n Joodse familie ontstaan genaamd die Hasmonese. Die Hasmonese het 'n onafhanklike Israel vir ongeveer 103 jaar regeer. So, jy kan jou voorstel, na jare en jare van onderdrukking, was daar hierdie klein venstertjie van onafhanklikheid en vryheid. Geen juk op ons nekke nie. Die Hasmonese was eintlik legendaries. Maar toe die Romeine gekom en oorgeneem en die Romeine het gewonder, wie gaan hierdie ver af land Israel vir ons regeer? Hulle het besluit, hulle het 'n marionet koning nodig.
Die Romeine het toe 'n man van Edom genaamd Herodes gevind, en hy was 'n vreeslose, briljante, wrede veroweraar. Herodes die Grote neem beheer oor Israel, maar hy het hierdie Hasmonese en wonder, hoe maak ek vrede met hulle? Die Hasmonese, dogter van die koning, was 'n prinses en haar naam was Maria. Om vrede met die Hasmonese te probeer maak en stabiliteit in die land te bewerkstellig, trou Herodes met die Hasmonese prinses Maria. Net 'n paar dekades voor die Kersverhaal was daar dus 'n baie bekende Joodse prinses, bekend vir haar skoonheid, genaamd Maria. Sy kom uit 'n legendariese familie wat onafhanklikheid gebring het aan 'n volk wat desperaat daarna gesmag het. Kom ons doen 'n bietjie Igoli of binnelanders. Herodes en Miriam is in 45 voor Christus getroud. Miriam het daarop aangedring dat haar broer Aristobulus as priester aangestel word. Herodes het ingestem om sy nuwe vrou gelukkig te hou en het hom aangestel. Maar 'n jaar later het Herodes hom in die familie swembad laat verdrink. Hy het sy vrou Maria se broer in die swembad verdrink. 'n Paar jaar later, teen die jaar 7, het hy haar 2 seuns laat teregstel. Toe, en dit raak nou regtig vreemd, het Herodes op 'n reis gegaan en Maria se oom Josef in beheer van haar geplaas. Hy het vir Josef gesê, as ek op my reis sterf, moet jy my vrou teregstel. Toe Herodes terugkeer, ontdek hy dat Josef vir Maria gesê het, Herodes het my beveel om jou dood te maak as hy sterf. Toe Herodes dit uitvind, het hy haar geliefde oom Josef laat teregstel. Toe Maria hom daaroor konfronteer, het hy gesê, ek is net so toegewyd aan jou, dat ek nie kan voorstel dat jy ooit by iemand anders sal wees nie. Wat natuurlik nie goed afgeloop het in daai huwelik nie. Terloops, dit alles is in die 1ste eeu deur Josefus aangeteken. Maria se ma, Alexandra, was ook paniekerig en bang dat Herodes vir Miriam sou doodmaak, en sy het 'n brief aan Kleopatra geskryf. Maria se ma skryf dus briewe aan Kleopatra, waarin sy smeek dat Kleopatra haar dogter beskerm teen haar man, Herodes die Grote. En dan gaan Herodes na Rodos om keiser Augustus te ontmoet, en hy stel 'n ander voog oor Miriam aan en sê weer, as ek op hierdie reis sterf, moet jy haar teregstel. Toe hy terugkeer, weier sy om met hom te slaap. Dit is regtig in die geskiedenis opgeteken. Hy kom terug, en sy is koud en weier om met hom te slaap. Hy vra, hoekom is jy so ver van my? En sy antwoord, omdat ek uitgevind het dat jy gesê het, ek moet doodgemaak word as jy sterf. Hy vra vir haar, wie het jou dit vertel? Sy gee die naam van hierdie persoon, en hy het hierdie persoon gemartel en tereggestel, net om haar te wys dat hy steeds in beheer is. Toe sê Herodes se suster Salome vir hom, Maria wil jou vergiftig. Daar was geen bewyse hiervan nie, maar Herodes het haar na die hof gebring, haar skuldig laat bevind en haar in die jaar 29 tereggestel. So Maria was die naam van 'n beeldskone prinses wat uit 'n regerende familie wat vreugde en bevryding aan haar volk gebring het, maar wat ook deur die verskriklike lyding van haar huwelik met Herodes die Grote moes gaan. 'n Man wat omtrent almal doodgemaak het met wie hy in kontak gekom het. En die rede waarom ek jou al hierdie dinge vertel, jou kop spin seker nou al, is dat die naam Maria in Hebreëus so lyk, Mariam. En as jy na die epistemologiese ontledings van die naam kyk, sien jy 2 strome wat saamvloei in die naam Mariam. Sommige glo die naam het Egiptiese wortels, ander sê dit is suiwer Hebreëus, maar die naam vertaal soos volg: geliefde of uniek geliefd, en dit kan ook vertaal word as see van verdriet of oseaan van hartseer. So hierdie naam Maria in die 1ste eeu het verwys na 2 beroemde Marias. En die woord self het hierdie idee gedra van grootheid, bevryding, vreugde, hartseer en swaar laste. Dankie. Dit was heerlik om saam met jou te kuier vandag. Ek grap net. Wanneer Lukas in die 1ste eeu vir jou 'n storie vertel oor 'n jong meisie genaamd Maria, is daar 'n hele stuk geskiedenis wat daarmee saamkom. Is julle saam met my? Lekker de mekaar, né? So met dit in gedagte, kom ons gaan nou terug na die storie. Vir hierdie meisie in hierdie tyd, met hierdie geskiedenis wat rondom haar draai, sê die engel, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, Maria, jy gaan 'n seun hê en hy sal 'n troon hê en oor 'n koninkryk regeer. Kyk net vir 'n oomblik na daardie woorde. O Maria, ontspan. Jy gaan 'n seun hê wat 'n troon sal hê en oor 'n koninkryk sal regeer. Is ontspan die woord wat by jou opkom in die 1ste eeu met hierdie woorde? Jy sien wat ek bedoel?
Nie waar nie? 'n troon? Daar is bloed oral. Die grond is deurweek daarmee. Jy is hoogs begenadig. Raai wat? Jy gaan die ma van die heerser wees. Dikwels het die Kersverhaal hierdie soort van glans oor hom. Is daar enigiemand wat weet waarvan ek praat? Die kribtoneel op die dorpsplein. God het Jesus gestuur om die wêreld te red. En dan lees jy die verhaal. En Maria sê nie, "O, fantasties nie." Jy kan sien sy dink, wat gaan dit vir my verg? Waarvoor is ek besig om in te skryf? Waarheen gaan hierdie ding my neem? Gegroet, jy wat hoogs begenadig is, die Here is met jou. En Maria was baie ontsteld oor sy woorde. Jy gaan die moeder van 'n revolusie wees. Dis swaar, né? Dis swaar. Dis nie net dans en sing op die oewer nie. Maria gaan ook haar see van verdriet hê, ergens daar binne. Of hierdie reël, aan die einde van hierdie gedeelte in Lukas, toe Maria die eerste keer uitvind, antwoord sy, "Ek is die Here se dienares. Laat dit met my gebeur volgens u woord." Ek bedoel, dis is hierdie 13-jarige Joodse meisie wat sê, "Goed dan, kom ons doen dit." En tog is daar byna 'n sobere ondertoon deur die hele ding. Wil jy iets nuuts na die wêreld bring? Ja, dit gaan dalk morsig wees. Wil jy die moeder van 'n revolusie wees? Ja, dit gaan dalk ingewikkeld wees. Jou hart gaan hoogs waarskynlik gebreek wees. Ek is die Here se dienares. Dis soos, o ja, dit gaan geweldige moed van Maria verg, want sy het geen idee waarheen dit haar gaan neem nie. En terloops, haar kind word op die ou einde tereggestel as 'n vyand van die staat. Ons praat hier van Oranje oorpak, soort van Guantanamo-agtig. En sy disippels het almal gevlug. Wie bly daar? Sy ma. Sy ma, en elke ma weet dit. Jy bly tot aan die einde. Die moed van Maria, die geboorte van iets nuuts. Enige iemand hier wat probeer om iets nuuts te doen. Dis moeilik, né? Dis hoekom sosiale media jou mal maak. Dit verg nie moed nie. Jy kan sommer net klippe slinger oor hoe die wêreld behoort te wees. Wil jy 'n nuwe wêreld maak? Wil jy deel wees van 'n nuwe geboorte? Dit gaan bloederig en morsig wees. Dis oor die algemeen hoe sulke dinge werk. Dit is die probleem. Dit is baie, baie maklik om allerlei dinge te sê. Maar hierdie is 'n storie oor moed. Die Here se dienares. Dis soos, okay, ek is gereed. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. En uiteindelik, wie is daar op die einde? Maria. As jy Lukas sou vra, waaroor gaan hierdie storie? Sou Lukas dalk sê, wel, in hierdie tyd was daar dominante verhale oor hoe die wêreld beter gemaak word. En daardie verhale het altyd uitsluiting, hiërargie en geweld ingesluit. Maar die Jesus-verhaal gaan oor insluiting. Dit gaan oor 'n gebrek aan hiërargie. In 'n wêreld waar alles gerangskik is, kom Jesus en verwelkom almal, nie gewelddadig. Lukas se evangelie draai dikwels om vroue, dikwels omdat vroue 'n stap vooruit is. In sy storie, oor en oor, betaal vroue Jesus se rekening in Lukas. Vroue is daar tot aan die einde. Vroue is die wat sê, hierdie storie is nog nie verby nie. Weer en weer. In 'n kultuur wat vroue gede-evalueer het, vertel Lukas 'n evangelie waarin Jesus voortdurend vroue ophef om leiers en revolusionêre te wees. Hierdie storie gaan oor die geboorte van 'n nuwe manier om mens te wees. En geboortes verg moed en hulle is dikwels redelik morsig. Dis hoe 'n nuwe wêreld geskep word. Ek sou sê hierdie Kersfees is ons almal diep bewus van al die maniere waarop dinge voel, asof dit ons smoor. Maar vir ons om voort te gaan met die werk van skepping, sal altyd vereis dat mense nederig opstaan. Nie net praat oor hoe dinge moet wees nie, maar sê, okay, ek sal hier dien. Wat is die volgende stap? Dit is Maria. Dit is Maria in die Kersfeesverhaal. Enigiemand hier wat iets nuuts probeer, iets vars, probeer om iemand in te sluit wat na die rand geskuif is, probeer om iets nie gewelddadig te doen, iets wat almal insluit, dis effens moeilik. Miskien is die Kersverhaal vir jou. Ja, welkom by hoe dinge werk. Welkom by hoe dinge werk. Mag genade en vrede met julle wees. Daar's 2 Marias. En dan is daar Maria, die moeder van Jesus, die koning van alle konings. Amen. Here, dankie dat ons hier kan saam wees en uit Maria se lewe uit kan leer. Die moeder wat Jesus in hierdie wêreld ingebring het. Sy wat begenadig is. En soveel vrees in die oë moes staar. Sy wat Jesus groot gemaak het, hom gesien het, hom lief gehad het. En wat daar was tot aan die einde.
Help ons om iets niets te begin, iets niets te probeer en te sê, hier is ek. Ons doen dit natuurlik, doen ons dit. Lei ons in hierdie Kerstyd om nie net nog ou Kersfeesie te vier nie, maar om ons lewens drasties in u rigting te draai en ons sterkte te lig en iets te doen. Help ons daarmee, oortuig ons daarvan. Geef ons die moed om dit te doen. Ons bid dit in u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld en alles daarin gemaak het, ook vir jou. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat waaragtig vir jou gesterf het, om hierdie wêreld 'n nuwe plek te maak, wat heeltyd teenwoordig is in alles en almal. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal lei, om moedig op te tree, 'n verskil te maak, en 'n nuwe lewe te bring daar waar dit nodig is. Gaan doen jy dit, waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel. En kom ons bou 'n netwerk, die nommer 1 netwerk van jou lewe. Amen.